Abba Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid, vir nog 'n oggend om in u teenwoordigheid te kan wees. En saam met dit, Here, sê ons net vir u dankie dat u Gees ook hier is en dat ons vandag uit u woord kan lees. Dat ons uit u woord kan lees en kan leer. En nadat ons geleer het, dat ons dit sal gaan toepas daar buite. Dit is my gebed vandag. En in die naam van Jesus kanselleer ek elke plan van die vyand wat opgestel is om hierdie boodskap te steel of te ontwrig. Ek verbreek daai planne in Jesus naam. En ek spreek 'n oop gehoor oor elkeen van ons. Dat ons sal hoor wat u vandag vir elkeen van ons wil sê. Dit is my gebed, Here. My fokus is op u Heilige Gees. En ek wil dadelik terugstaan en net al my voorbereiding ook vir u teruggee. En vra, Here, dat u sal wegvat, dat u sal bysit. Dat u sal doen wat nodig is om by u perfekte wil uit te kom. En ek bid dit alles in Jesus naam. Amen. Alright, vandag se titel. Wat glo ons? Wat glo ons? En ek het dit pertinent so gekies, as ek sê, wat glo ons? Want dit is maklik om te vra, wat glo jy? Dit is maklik. Maar as ek sê, wat glo ons? Ons beteken ek en jy. En dit verander die saak. Wat glo ons? Wat glo ons as gemeente? Wat glo ons as kerk? Wat glo ons as die breë kerk in die wêreld? Want dit is vir my baie interessant. Ek wil nou nie eintlik daarmee begin net nie, maar ja, kom ons begin dan daarmee. Ons het een Bybel. Ons het net een Bybel. Nou, hoe is daar dan soveel allerhande, ek wil dit nie as dwaallere noem nie, dis bietjie kras, maar soveel verskillende gedagtes en idees, wat dan uit een woord uitkom. En dit is waarna ek vandag so bietjie wil kyk, en ek wil weer eens die woord gebruik, om vir ons 'n bietjie te help, wanneer ons na allerhande goed luister, dat ons te alle tye net ons fokus op die regte plek sal hou. Nou, soos ek sê, ons titel is, wat glo ons? En dan ons teksvers kom uit Efesiërs 4. Efesiërs 4, julle is welkom om saam te blaai, gaan daar so 'n paar verse lees, daar vanaf vers 11, Efesiërs 4, daar vanaf vers 11. Nou, Paulus het hierdie brief geskryf, en hy het 'n hele paar, kom ons noem het maar sensitiewe saakies aangeraak, en dit is dan ook nou juist hier waar die dinge partykeer 'n bietjie begin skeefloop, is hierdie sensitiewe saakies. En ek wil hê ons moet vandag net daar vanaf vers 11 lees en net kyk wat sê Paulus vir hierdie gemeente in Efesiërs. Maar in dieselfde asem, wat sê die Here vandag vir ons? Vir ons. Ons as gemeente, ons as die breë kerk van Christus. Kom ons lees Efesiërs 4 vanaf vers 11. En dit is die gawes wat hy gegee het. Nou julle sal sien, hierdie gawes is in aanhalingstekens geskryf, en wat hy gegee het, hy is hoofletter, aanhalingstekens weer eens gegee het. So, dit is net interessant om dit so te lees, en dit is die gawes wat hy gegee het. Dan noem hy hierdie lysie apostels, profete, evangeliste, en herders en leraars. Nou, baie ouens, as ek net gou hier kan vassteek, baie ouens praat van die fivefold ministry, bediening, die 5 verskillende bedieninge. Nou, as 'n mens mooi na die Grieks gaan kyk, dan is die eintlik net 4. Daar die laaste 2, die herders en leraars, tel onder 1 afdeling, as ek dit so kan stel. Net vir interessantheid, laat ons nou nie tegnies raak nie, of het nou 4 of 5 is, dis irrelevant. Maar hier word 'n lysie gegee van gawes wat Jesus gegee het. Daar vanaf vers 12, sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons, sy kerk, soos 'n volgroeide mens wees,
so volmaak en volwasse soos Christus. Dan sal ons nie meer kinders wees nie. Ons sal nie meer soos golwe op en af en heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer, as valsleraars ons met hierdie slinksheid en listigheid op dwaalweë wil wegvoer nie. Jo, dis 'n mondvol. Dis 'n mondvol wat hy hiervan praat, en ek dink elkeen van julle sal met my saamstem dat dit nog nie verander het nie. Dit wat hy hiervan praat, wat hy hierteen waarsku, gebeur vandag nog, en as ek net dit as 'n inleiding kan gebruik, die afgelope tyd, en ek dink julle sal saam met my stem, baie van julle ouens kyk op sosiale media, na verskillende preke oor die wêreld, en mense, teoloë, en allerhande slim ouens, en ons kom op ouens af wat hierdie uiters hoogs teologiese standpunte het, wat by die meeste van ons se koppe oorbeweeg. Hulle, ek wil my woorde nou mooi kies, hulle praat so hoogs teologies, dat die man op straat hulle mis. Dit is wat ek eintlik hierop wil sinspeel. En verstaan my mooi, ek wil glad nie krities wees nie. Ek sê nie hulle is verkeerd nie, hulle het wonderlike skrifte wat hulle aanhaal, ensovoorts, ensovoorts. Maar julle sal nou sien waarheen ek beweeg. Dit help nie, ons raak so hoogs teologies, dat ons die gewone man mis nie. En ek sluit myself by daai gewone man in. Want dit is net so, dan mis ons die oorspronklike evangelie van Jesus Christus. Maar ja, kom ons kyk so 'n bietjie waaroor praat daai ouens. Net as ek dit in een sin kan opstel, aan die een pool, noem dit maar twee pole, twee verskillende kante, praat hulle van grace, genade. En party ouens is so gefokus op hierdie genade, dat hulle daar vashak. En soos ek nou gesê het, asseblief, ek kritiseer nie iemand nie. Ek wil hê ons moet die groter prentjie raak sien. Daar is baie skrifte vir genade, en ons sal net nou terugkom na dit. Dit is so. Die hele evangelie bestaan uit genade uit. Ons is gered uit genade. So genade is 'n uiters belangrike deel. En dan aan die ander kant is dit weer ouens wat na die werke kant toe neig, wat sê maar geloof sonder werke is dood. Wat ook reg is. Maar hierdie twee ouens raak nou so teologies in debat met mekaar, dat ons die middelman mis, die gewone ou. En dit is waarteen ons moet waak. Dit is waarteen ons moet oplet, as ek dit so kan stel. Want beide partye is in 'n mate reg. Ek meen, hulle het skrif, hulle praat nie teen die Bybel nie. Dit is net waar die fokus lê. Maar ja, laat ek nou nie te ver vooruit gaan nie. Nou ek wil vandag net so 'n bietjie nie fokus op hierdie debat nie, maar ek wil fokus op die woord. Wat sê die Bybel vandag vir ons? Vir ons as Shekinah, vir my en vir jou, en vir die breë kerk daar buite. Wat sê die woord van die Here vandag vir ons? Nou ons het nou ons teksvers gelees, maar ek wil net so klein bietjie terugblaai. Jy hoef nie eens so toe te gaan nie, ek sal, dis so een bladsytjie terug. Dis steeds Efesiërs 4. Maar hier's 'n paar goedjies wat hier genoem word, wat alreeds vir my 'n goeie aanduiding gee. Net so 'n paar verse terug, steeds in hoofstuk 4, ek lees daar vers 2. Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig, en verdra mekaar in liefde. Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het, te handhaaf, deur in vrede met mekaar te lewe. Nou hier het ons 'n paar woordjies wat in hierdie twee versies uitkom, wat vir my, wil ek amper sê, uitstaan.
As ons net vinnig deur hulle kan gaan, wees beskeie. Wees beskeie. As jy in hierdie debat betrokke raak, wees beskeie. Weet, as jy nie beskeie is nie, wil ek amper sê, haal jy jouself al reeds uit die debat uit. Dan kwalifiseer jy nie om 'n opinie te lewer nie. As ek dit so kras kan stel. Wees beskeie, wees vriendelik, wees geduldig. Ek meen, elkeen van ons het ons eie gedagtes. Kom ons wees geduldig met mekaar. Wees geduldig, wees verdraagsaam, lewe in vrede. So as ons net met hierdie paar woorde in die agterkop wegtrek, en ons begin kyk wat sê die woord vir ons, wat sê ons teksvers vandag vir ons, dan gaan ons alreeds 'n goeie idee kry van waarna moet ons luister, sodat daar eenheid kan kom in die breë kerk, want ons het een Bybel, ons aanbid een God. Hoekom is daar soveel drastiese standpunte oor allerhande teologiese onderwerpe? Kom ons kyk na ons teksvers, vers 11. Jesus het, as ek nou my eie woorde kan gebruik, hy gee hierso vir ons 'n lysie van gawes. Paulus quoteer hierso Psalm 68 vers 19. Laat ons nou nie daaroor praat nie. Hy sê, Jesus gee vir ons hierdie gawes, en dan noem hy hierdie lysie. Hy praat van apostels, hy praat van profete, evangeliste, en herders en leraars, soos ek nou gesê het, wat so half onder een afdeling val. Nou, die groot ding van hierdie lysie is die volgende. Ons moet altyd onthou, Jesus gee hierdie gawes. Met ander woorde, jy kan jouself nie aanstel. Op 'n goeie dag staan ek op en sê, vandag is ek bietjie 'n profeet nie. Of 'n evangelis, of 'n apostel, of 'n wat ook al nie. Hierdie lysie, hierdie 4, 5 afdelingkies, is gawes wat van Jesus afkom. Hy stel daardie persone aan. Dit is ons vertrekpunt. Met ander woorde, elkeen van hierdie klompie ouens het 'n doel. Ons gaan nou terugkom na dit toe, in die volgende vers. Elkeen het 'n doel, elkeen het 'n werk. En waar die fout begin inkom, ek sê fout in aanhalingstekens, is wanneer kom ons noem sommer 'n voorbeeld, kom ons sê wanneer die apostel besluit, hy wil bietjie 'n evangelis word. Of die evangelis staan een oggend op, hy sê nie, hy wil bietjie 'n leraar word, hy wil 'n beheer van 'n gemeente wees. Jy moet jou bepaal op die plek waar Jesus jou aangestel het. Want Jesus is is die persoon wat die gawe gegee het. Nou julle almal sal vir Tamrin onthou wat so rukkie terug hier was. Ek het haar bediening baie geniet. Sy skryf in een van haar boekies 'n baie oulike ding wat my getref het. Sy sê sy het een keer 'n sokkerwedstryd gaan kyk. Ek het daar nie gesien as 'n sportondersteuner nie, maar sy het sokker gaan kyk. En sy sê sy sit agter die doelpale en die Here deel met haar hierdie volgende ding oor die doelwagter. Nou, ek weet van sokker bitter min, maar ek verstaan daar is ouens wat doele skop daarvoor. Hulle is die strykers of die iets, ek weet nie wat noem jy, die aanvalsouens, dit is die ouens wat die skote vat na die doelhok toe. Dan is daar ouens in die middelveld wat verdedig en die bal aanstuur. En dan is daar ouens op verdediging hier heel agter. En dan heel laaste is soos ons het nou ken, die goalkeeper, die goalie, die doelwagter. Nou sy sê 'n interessante ding, sy sê, daai goalie, die gehalte van sy span beïnvloed die werk wat hy doen. En toe ek so mooi bietjie daaroor dink, toe besef ek wat sy sê. Want hoe beter die span is, hoe meer is die spel aan die ander kant van die veld.
So sy span probeer doele aanteken. Maar hulle verdediging en aanval is so goed, dat die spel bittermin hier na sy kant toe kom, waar hy nou moet keer. Maar 'n belangrike ding daar, sy sê, daai goalie, kan nie so staan en kyk, en dan sê, ag nee, wat dinge lyk alright hier van my kant af. Ek dink ek gaan gou kafee toe stap, en vir my koeldrank koop, en 'n pakkie chips, en ag, hulle gaan nie eens weet, ek is nie hier nie. Ek is nou terug. Nee, dit werk nie so nie. Daai goalie moet op sy pos bly, ongeag wat in die wedstryd aan die gang is. Want jy weet nooit wanneer breek daar iemand deur en daar kom iemand na jou kant toe nie. En toe ek mooi oor hierdie ding besef ek, hierso het die Here vir ons, Jesus vir ons 4, 5 afdelings gegee. Elkeen doen sy werk. Die een ou is 'n striker, die een ou verdedig, die een ou, ja, die een is die doelwagter. Elkeen het sy werk in die breë kerk. En jy moet jou werk doen. Jy moet bly by jou werk. Moenie daar's jou pos verlaat en 'n ander ou gaan probeer beïnvloed daar aan die ander kant nie. Doen wat jy moet doen. En hy sal doen wat hy moet doen. En as 'n span, en nou kom ons terug na die eenheid toe. As 'n span sal ons die wedstryd wen. As elkeen sy werk doen. Maar ek wil nou nie hier by 'n normale, gewone kerk soos ons in name noem nie, of bedieninge noem nie, maar elke ou het sy werkie. Ek meen, kom ons noem 'n paar name. Die helpers het hulle werk daar, vandat jy by die deur inloop. Die bedieningsspan van die musiek is hier voor, van die klank is daar agter. So het elkeen sy werk, om 'n suksesvolle diens te lewer. En as een nou nie opdag nie, dan is daar 'n leemte. Elkeen moet sy werk doen. Elkeen moet sy gedeeltetjie doen wat hy moet doen. En ek dink dis dalk die afskop van partyprobleme, is wanneer ouens uit hulle mandaat uit begin beweeg, en op 'n ander ou se veld, of se afdeling begin, kom ons noem dit maar inmeng. En by inmeng sê ek dit nou met baie respek, en glad nie krities nie. Hy bepaal hom nie meer by sy afdeling nie, maar hy raak betrokke by ander goed. So, dit is net vers 11. As ek net dan na vers 12 toe kan gaan, steeds Efesiërs 4 vers 12. Nou, vers 12 is vir my amper die belangrikste vers van hierdie afdeling. Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. Waarvan praat Paulus hier? Sy doel daarmee. Die doel wat Jesus hierdie 4-5 bedieninge, gawes vir ons gegee het. Hoekom het hy dit gedoen? Die doel daarvan was om die kerk op te bou en die kerk toe te rus. Eind van die storie. Kom ons draai dit om. Kom ons draai dit om. Wanneer jy na 'n boodskap luister en jy word nie toegerus nie, en jy word nie opgebou nie, moet daar gevaarligies aangaan. Nou is julle baie stil. Dink mooi wat ek sê. As ons hierdie ding omdraai, die doel hoekom Jesus hierdie ouens gegee het, is vir die opbou en die toerus van die gemeente. As jy dit nie ervaar nie, wees versigtig. Wees versigtig. Dis al wat ek gaan sê. Ek dink dis 'n goeie maatstaf. Dis 'n goeie, kom ons sê, 'n goeie tool om te gebruik. Ek meen, ons praat nou juis van om iemand toe te rus. En ek wil sê, die Here rus ons vandag toe met hierdie vers. Gebruik hierdie vers om dit wat ons hoor, dit wat ons sien, dit wat ons doen, te meet. Sê, is ek in lyn met die oorspronklike doel van hierdie fivefold ministry? Is ek in lyn?
Hoor ek reg? Doen ek reg? Praat ek reg? Dit is amper die, soos ek sê, amper die hoofgedeelte van dit wat ons wil sê vandag. Ek sien net 'n tendens, weer eens, ek wil glad nie kritiseer nie. En as ek begin verduidelik, sal julle dit dadelik herken, die meeste van julle. Ek sien 'n tendens, veral in Amerika, daai mega kerke, dat hulle 'n manier het om deesdae so op 'n verhoog 'n paar rusbanke neer te sit. En dan sit daar nou 4 of 5 ouens op daai banke en hulle het hierdie hoog teologiese gesprekke en hulle gooi daai skrifte een na die ander sulke pakke. Kyk, dis 'n heilige storie. En ek luister na hierdie goed. En ek sê eerlik hier waar ek staan, ek sukkel om langer as 2 minute te luister, dan is my aandag af. Dan is dit bo my verby. En nou vra ek die vraag, is daai gesprek opbouend? Wat ons nou in vers 12 gelees het? Rus dit die ouens toe? Miskien dalk so 'n bietjie. So, nou moet ons begin wonder. En hoor my mooi as ek sê, ek kritiseer nie hierdie goed nie. Glad nie. As daai selfde klompie ouens een middag by mekaar is en hulle chat 'n bietjie, hulle kuier, leer by mekaar, toets gedagtes, wonderlik, pragtig, dis 100% reg, want daar's nie 'n gehoor nie. Sien, want dan is ons in 'n ander posisie, dan is ons op 'n ander plek, daar's nie mense wat die liggaam van Christus wat luister na wat gesê word nie. So daai ouens is hulle volste reg om 'n bietjie te kuier en te gesels en gedagtes in mekaar te motiveer en yes, great stuff. 100% doen dit gerus. Maar nie met 'n gehoor nie. Want die gemiddelde ou raak die mekaar as hulle hierdie hogere goeters hoor. Hulle raak die mekaar en dan is ons by vers 14 waar die wind die golwe op en af en heen en weer waai. Dis presies wat gebeur met hierdie hoogs heilige goed, hoogs teologiese goed, skus. Vir my is dit amper dieselfde. Want die oomblik as die ouens begin die mekaar raak, moet daar gevaarlig aangaan. Dan moet ons versigtig wees waarna ons luister. En weer eens wil ek dit so 'n bietjie omdraai. Ek staan nou vandag hier voor en ek praat met julle. So ek glo met my hele hart dat Heilige Gees ons almal sal help vandag, sodat hierdie boodskap opbouend vir julle sal wees en dat dit julle sal toerus. Dit is wat vers 12 van ons vra. Maar dis nou een ding om hier te staan en julle sit daar. Maar net sowel kan dit omgedraai gewees het. Ek sit ook in die bank, net soos julle. Die feit dat ek hier staan, maak nie iets anders nie. Want daar buite in die wêreld is almal van ons dieselfde. En selfs daar moet ons seker maak dat ons opbouend is. Selfs daar buite by die werksplek moet ons seker maak dat ons mekaar toerus. Want julle sien, die laaste ruk praat ons baie oor verhouding. Ons het baie gepraat die laaste ruk oor verhouding met die Here, verhouding met, ek wil amper sê die term wat ons lief is om te gebruik, daai secret place, daai alleentyd wat jy met die Here het, wat ek met die Here het, daai spesiale tydjie. En dis wonderlik, dit hoort so, dis goed, dis reg. So bou ons hierdie verhouding tussen ons, tussen my en die Here, jy en die Here. Dit is goed, dis reg. Maar toe die Here nou die volgende ding met my deel het, ek het lank stil gesit. Want ek ervaar net, Heilige Gees sê vir my, onthou, as jy by jou secret place uitstap,
in die wêreld in, daar buite. Normale dagtaak. Het jy ook verhoudings met mense om jou? Kom ons hou dit eenvoudig, kom ons sê jou werksmense. Jy het 'n verhouding met hulle. Is maklik om, Heilige Gees is maklik om 'n verhouding met my te hê. In die secret place. Is maklik. Maar die oomblik wanneer ons verhouding met werksmense het, en hierdie ding het my tussen die oë geslaan. Daardie persoon by die werk, sy enigste kans om 'n verhouding met Jesus te kweek, is deur te kyk wat jy doen. Ja, en dit was vir my amper te veel, ek kon nie, maar kan dit wees? En ek besef toe wat die Here sê, want ons verteenwoordig hom. Daarmee sê ek nie, ons is God nie, glad nie, ons is mense, maar mense wat die Here verteenwoordig, daar buite. Daardie mense kyk na ons, hulle het 'n verhouding met ons, en ons optrede maak dat hy sal belangstel in Christendom of nie. En ek besef net die reuse verantwoordelikheid wat saam met dit loop. Toe ek nou gesê het, ek staan nou vandag hier op die verhoog, ek besef maar net al hoe meer wat se reuse verantwoordelikheid dit is. Ek besef net my onvermoë. En ek moet net swaarder en swaarder op Heilige Gees vertrou om dit te kan doen. Want dit is 'n verantwoordelikheid. En daardie verantwoordelikheid loop saam met ons hier by die deur uit. Wanneer ons gaan om Jesus te verteenwoordig. Want dit wat ons doen, wat ons sê, wat ons nie doen nie en nie sê nie, onthou daar's 'n ander kant ook, maak dat daardie persoon Christendom sal oorweeg of sal wegstoot. So, dis 'n verantwoordelikheid, 'n reuse verantwoordelikheid. As ek net so 'n bietjie verder kyk daar by vers 13. So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons, sy kerk, soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Nou hierdie vers is eintlik redelik voor die hand liggend. Ons moet groei. Dis 'n groeiproses. Ons kan nie kinders bly nie. En ek sê dit weer eens met baie respek. Ons moet ontwikkel, dag tot dag leer ons, groei ons, ontwikkel ons. So daar's nie baie om te sê hieroor nie, behalwe dat ons moet gehoorsaam wees en luister as die Here met ons goed deel en dit toepas in ons lewens. Ons moet gehoorsaam wees. Dit is die groeiproses en dit is hoe ons al hoe meer in eenheid sal groei en sal ontwikkel. Dan die volgende vers is vers 14 en dit sluit in 'n mate daarbey aan wat ons net ook van gepraat het van die wind wat die golwe heen en weer en op en afslinger. Die oomblik wanneer ons so begin voel, dat ek voel, maar hier vandag is ek op en môre is ek af. En dan sit hierdie kant toe en ek weet nie meer watter kant toe nie. Dan moet ons mooi begin benavraag, as ek dit so stel, waarna luister ek? Luister ek na goed wat opbou, wat ons in vers 12 gelees het, en goed wat toerus? Of luister ek na goed wat afbreek? Luister ek na negatiewe goed? Want daar is ouens wat met, hoe kan ek nou sê, met korrekte tekste, 'n taamlik negatiewe boodskap uitstuur. En ek weet vroeër jare, daar was so sê ding onder die ouens gewees, turn or burn, draai of braai. Jy moet jou pad, jou sake regmaak of dis klaar met jou. Nou, dis vir my 'n taamlik negatiewe ding om te sê. Nou ek weet, elke ou het maar sy plekkie en sy plek waar hy bedien en so voort.
dis net vir my nie 'n baie opbouende boodskap. Ek wil liewerster vir die ouens hoop gee, as om vir hulle te vertel van die hopelose situasie waarin hulle is nie. Wat moet ons doen? Ons moet mekaar toerus, mekaar help, vir mekaar in aanhalingstekens tools gee, om deur die lewe te kan beweeg. En hoe moet ons beweeg? Om in eenheid, as 'n kerk, saam te beweeg, in een rigting, volgens die wil van die Here. So, dit is in vers 14, maar ek wil begin klaarmaak. As ons nou mooi gekyk hierso in ons teksgedeelte, wat moet ons nou doen? Hoe moet ons die goed meet? Hoe kan ons hierdie vers 12 gebruik om boodskappe te beoordeel? Maar terug na ons titel toe. Wat glo ons? Wat glo ons, ek en jy? Of het ons al so begin fokus op hierdie verskillende pole, as ek dit so kan sê, dat ons die kruks van die saak begin mis het? Wat glo ons eintlik? Nou ek weet kom ons noem dit maar net die sisterskerke, hulle het 'n geloofsbelijdenis. Ek glo in heilige algemene, julle ken daai, en dis wonderlik, dis 'n oulike ding om te hê, dat jy net seker weet, dit is wat ek glo. Miskien moet ons dalk elkeen vir onsself so 'n dingetjie neerskryf en sê, wat glo jy? Wat glo ek? Skryf bietjie neer net vir jou eie interessantheid. Wat glo ons? Wat sê die Bybel moet ons glo? As ek dit baie eenvoudig kan doen, baie eenvoudig. Ons glo dat Jesus ons enigste redder is. Net Jesus. Net hy. Uit genade. Sien, hier kom die eerste pool in. Ons glo, Jesus is ons redder. Dit wat hy gedoen het aan die kruis, maak dat ek en jy kan sê, ek is gered. Daar is egter een ding wat van ons kant af verwag word, net een ding, hoor mooi wat ek sê, net een ding. Ons moet dit glo. Daar is geloof ter sprake. Ons moet glo dat die werk wat Jesus aan die kruis gedoen het, genoeg was. Met ander woorde, ek hoef niks meer te doen nie. Ek is gered. Klaar. Niks wat ek nou nog doen of nie doen nie, kan dit beïnvloed nie. Want Jesus het alles gedoen om my gered te kry. Maar nou kom die moeilike deel. Nou kom die werke deel, waar pas dit nou in? Want baie ouens glo nou, maar om nou gered te bly, nou moet ek allerhande goedjies reg doen. Kyk, as ek daar in my voet verkeerd sit, dan is ek reguit in die hel in. Ek mis my hele redding. En ek kry die idee, ek wil nou hier op die trappie gaan staan, ek kry die idee dat ons partykeer dink, ons loop so, en dan glip ons hier van die trap af, en dan glip my voet weer. Want ons is so op die randjie, daai paadjie wat ons stap is minder as 'n skoenbreedte. Ons voet glip die hele tyd so. Dan is ek gered, dan is ek nie gered nie. Nee, dit is wanneer ons deur die wind links en regs en op en af gewaai word. Jy is gered. Eind van die storie. Dit wat Jesus gedoen het, was genoeg. Waar kom die werke nou ter sprake? Ons kan dit nie wegredeneer nie, dit staan in die woord. En dit is hier waar die meeste van ons nou eintlik begin kleitrap. Want julle sien, die goeie werke is nie 'n vereiste vir ons redding nie. Goeie werke is die resultaat van ons redding. Met ander woorde, dit wat gedoen moes word, het Jesus gedoen. Dis klaar, dis afgehandel, hy het dit lang terug gedoen. Ons glo dit, ons vat dit, ek is gered. Nou voel ek hier in my gees,
ja, maar die Heilige Gees druk my. Ek moet ophou met hierdie goedjies wat ek doen. Nou kom die werke ter sprake. Nou begin ek, miskien moet ek dalk nou nie so maak nie, dis dalk nie 'n goeie, hierdie is 'n slegte gewoonte, hierdie is dit, nou begin ek werk aan, ek hou nie van die term nie, maar ek wil hom tog gebruik, aan hierdie heiligmakingsproses. Dis 'n geweldige woord, maar ek dink julle gaan hoor wat ek wil sê. Nou begin ek 'n beter lewe probeer lei. Kan ons regtig sonder die Here se hulp nie. Maar kom ons glo en vertrou, dis wat ons probeer doen. Maar dis nie om gered te bly nie. Daarvoor het Jesus alles gedoen. Ons is gered. Ons loop uit 'n posisie van oorwinning af. Dit is waar ons wegtrek. En dan kom al hierdie ander goedjies by wat sê, nou wil ek nie meer dit doen nie, en ek wil ophou kritiek lewer, en ek wil ek wil minder skinder, en ek wil, wat ons ook, julle weet wat ons alles doen. Hoe sê daai sanger, Appel, wat maak ons hierdie naweek? Foute. Nou, dis wat ons doen. Ons is mense, ons maak foute. Dis wat ons doen. Maar as jy 'n fout gemaak het, is dit nie dat jy nie meer gered is nie. Jy's 'n geredde persoon wat 'n fout gemaak het. Dis wat dit is. En dis hier waar die ouens nou geweldig begin kopstamp. En dan gaan ek terug na vers 12 toe. Wat is opbouend? Waarmee rus ons mekaar toe? En wanneer ons hierdie gesprekke voer, en ek en my vriend gesels daaroor en so, dan kan ons lekker gesels. Ons kan sê wat ons wil sê, ons kan skrifte uithaal, maar wat dink jy van dit? Yes, ons redeneer daaroor, dis wonder, dis waar ons leer by mekaar. Maar die oomblik wanneer daar gehoor by mekaar is, dan moet ons dit basies hou. En ons moet dit meet aan vers 12. Ek wil begin afsluit. En ek wil vir ons net so 2 gedeeltes lees uit Romeine. Wat vir my saamloop met hierdie laaste paar gedagtes wat ons nou gesê het van ons redding. Romeine 8 vers 37 is baie bekende gedeelte. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons lief het. Hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enige iets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar in Jesus Christus ons Here is. Wat moet ons meer sê? Ons perfekte lewe of ons foutjies wat ons maak, niks kan ons skei nie. Niks kan ons skei nie. Daar's wel 'n ding, en ek dink mens kan dalk op 'n volgende geleentheid, want dis 'n nogal 'n taamlike iets, 'n onderwerp wat mooi bespreek moet word. En dit is, wanneer ek my geloof verloor, wat gebeur dan? Want ek meen, dit is geloof wat maak dat ek Jesus aanvaar as my redder. Nou verloor ek my geloof, nou raak dit moeilik. Maar dit beteken dan verloor ek my redding. Maar dis sommer net iets wat ek hier op die kant wil sit. Ons kan dalk op 'n volgende geleentheid daaroor praat. Maar vir nou, op hierdie oomblik, sê ons die volgende: niks kan ons skei van die liefde van Christus. Dit is wat sy woord sê. As ons glo dat hy ons redder is, dan is dit so, en ons optrede gaan dit nie beïnvloed nie. Ons goeie optrede is die resultaat van ons redding. Omdat ons gered is, wil ek nou begin beter lewe. Wil ek nou minder foute probeer maak. Maar wanneer ek dit maak, dan is ek 'n geredde persoon wat 'n fout gemaak het. En ek kan vir die Here vra: Here, vergewe my.
Here, vergewe my, ek het 'n fout begaan. Dalk moet ek net so een drastiese voorbeeld hier ingooi. Kom ons sê, daar's 'n persoon wat aan dwelms verslaaf is. Hy gee sy hart vir die Here. Vandag. Kom ons sê, hy is hierso, hy gee sy hart vir die Here. Môre, hy glo met sy hele hart, hy is gered, hy is 'n kind van die Here, net soos ek en jy, 100%. Môre, wanneer daai verslawing hom nog steeds beet het, vat hy nou weer iets. Wat het nou gebeur? Het hy sy redding verloor? Nee. Hy is nog steeds gered, maar hy het nog steeds 'n dwelmprobleem. Ek dink nie ek kan dit meer radikaal en meer prakties as dit stel nie. Dit gaan 'n proses vir hom vat. Ja, en ek weet die Here raak party ouens so aan en hy's 100% genees op hy oomblik. En 'n ander ou vat 2 maande, 'n ander ou vat 2 jaar. Hoe werk dit? Ek weet nie. Maar wat ek wel weet is, daai optrede van hom maak nie dat hy nie meer gered is nie. Hy is 'n geredde persoon wat dwelms gebruik het. Dis die verskil. Dat ons dit eenvoudig hou. Dat ons nie te veel hierdie goed bedink nie. Veral nie waar ons mekaar weer mekaar kan maak. Wat dit nie opbouend kan wees nie. En waar ons mekaar nie kan toerus nie. Ek wil nog so een laaste versie lees, Romeine 10 vers 12. Dit maak dus geen verskil of 'n mens 'n Jood of 'n Griek is nie, want dieselfde Here is Here van almal. En hy seën almal wat hom aanroep, ryklik, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Ek meen, dit is so eenvoudig soos dit is. As jy die Here se naam aanroep, om erken as jou verlosser, as jou saligmaker, is jy gered. Nie omdat jy 'n oulike ou is nie. Nie omdat jy alles perfek doen nie. Glad nie. Omdat Jesus alles gedoen het. Omdat Jesus perfek was. Dis alrede. Ons moet dit net glo. So ek wil nou weer finaal afsluit. Julle weet mos hoe werk dit. Hierdie paar goed wat ek nou gesê het, dat party mense dink dat hulle, dan kan ons mos maar doen wat ons wil. En dis nie die geval nie. Om te sê, ons goeie optrede gaan nie maak of ons gered is of nie, dit gee jou nie 'n vrypas om net, amper sê ek nou iets snaaks, om net aan te karring nie. Om net voort te gaan met jou verkeerde lewe nie. Hoekom sê ek dit? Want die oomblik as ons gered is, dan kom die Gees ter sprake. En as ons met die Heilige Gees te doen het hier binne, dan weet ons wanneer ons verkeerd doen. Ons weet dit. Weer eens wil ek hom net gou aan die ander kant omgooi. As jy op daai plek kom waar jy sê, nee wat, ek kan maar doen wat ek wil. Ek is gered deur genade en dit stop daar. So dit beteken ek kan doen net wat ek wil. Dan gaan ek vir jou nou 'n drastiese ding sê, dan twyfel ek of jy gered is. Want dit beteken die Heilige Gees is nie by jou nie, is nie in jou nie. Wat praat nie met jou nie. Daai Heilige Gees wat ons oortuig en sê, ek het misgevat. Ek het weer eens 'n fout begaan. Dit is waarmee ek wil klaarmaak. Kom ons maak seker dat ons vers 12 gebruik, om alles wat ons hoor, alles wat ons sien, alles wat ons sê, alles wat ons doen, wat ons dit meet, is dit opbouend en rus ek die mense toe wat dit hoor. En die goed wat ek ontvang, bou dit my op en rus dit my toe. As dit nie die geval is nie, wees versigtig. Dit is my storie vir oggend. Ek glo en vertrou dat Heilige Gees elkeen van ons
sal oortuig om die regte goed te hoor en dit te gaan toepas. Dit is my gebed vir elkeen van julle. Ja, en ek dink kom ons staan dan sluit ons af en dan bid ons dit.